Goeiemôre broer en suster, baie hartlik welkom aan almal van u by die erediens van die Gereformeerde Kerk Pretoria Aanlyn. Ons wil graag net die volgende siekes in ons gemeente aandink. Ons dink ook saam met hulle aan almal in ouete huise en wat tuis by die huis siek is en wat ons weet ook inskakel op ons eredienste. Dit is ook vir ons lekker om te weet julle is deel van ons saamwees. Mag julle ook spoedig herstel en mag julle ook die genade van die Here in dit alles ondervind. Suster Susan Coetzee is nog steeds in Groenkloof Hospitaal. Broeder Wynand Bosch het donderdag 'n operasie ondergaan na 'n werksbesering. En dan broeder Flip en suster Edith de Waal sterk beide tuis aan nadat hulle heupe gebreek het. Albei van hulle moet nog verdere behandeling ook ondergaan. En dan goeie nuus, broeder Jan Smith is ook ontslaan uit die hospitaal. Suster Carol is ook opgeneem nadat beide van hulle COVID opgedoen het, maar hulle is beide ontslaan en dit gaan baie goed met albei van hulle. Dan gelukwense aan broeder Abraham en suster Annetjie van der Walt. Hulle het Woensdag 'n kleindogter ryker geword. Dis die eerste link vir hulle seun Nico en sy vrou Mart Marie. Baie geluk en mag hierdie klein ding ook vir julle as oupa en ouma nog baie vreugde bring. Ons begin ons erediens deur saam te sing ons afhanklikheid aan die Here. Lied 151, die eerste en die tweede vers. Daarna groet die Here ons in sy teenwoordigheid. Suster in die Here, genade, barmhartigheid en vrede word ryklik aan julle geskenk van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here nou deur saam te sing lied 509, die eerste en die vierde vers. En daarna doen ons saam belydenis van ons geloof.
belydenis bind ons aan ander kerke wat dieselfde belydenis as ons handhaaf en daardie druk ons ook ons eenheid met mekaar uit. Kom ons bely dan saam in ons harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here, soos die Here dit vir Moses gegee het, uit Eksodus hoofstuk 20. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou. 6 dae moet jy alles doen wat die Here jou God jou beveel het, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus, soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of sy donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou as antwoord op die Here se wet, Psalm 34, die 1ste en die 8ste vers, die Tosius beruiming. Sorry.
Die skriflesing vir vanoggend is Filippense 2 vanaf vers 1 tot 16. Ons lees uit die 33-53 vertaling. Die tema is God se liefde maak 'n verlange in ons wakker. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sou buig, van die wat in die hemel is en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in hierdie wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe aan vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Kom ons bid nou eers saam. Groot en almagtige God en hemelse Vader, ons is hier by mekaar omdat ons 'n verlange na U het, omdat U ons lewe is, omdat U die lewe besit. O Vader, dankie dat U daardie lewe met ons deel, dat U dit vir ons teruggegee het, nadat ons dit weggegooi het. O Vader, ons gebed is dat U ons sal bewaar op hierdie dag. Ons weet daar kom elke dag baie uitdagings op ons pad. Ons weet daar is baie dinge wat ons bang maak en moedeloos maak. Maar U het nie net die antwoorde nie, U is die antwoord. Ons sal siek word en ons sal weer gesond word. Maar dan sal ons siek word en ons sal sterf. Ons sal besittings by mekaar maak, verloor en dalk weer by mekaar maak. Maar uiteindelik dan behoort dit alles tot hierdie wêreld. Ons sal vriende maak en vriende verloor. O Vader, die enigste wat stand hou, die enigste wat ewig is dit wat U vir ons in Jesus Christus gee. Laat dit dan ons kosbaarste skat wees, waarin ons die meeste tyd belê. O Vader, ons bid vir elkeen wat siek is. Ons bid vir hulle wat al moed verloor het, hulle wat toetse op toetse laat doen, ondersoeke by nuwe dokters, nuwe mediese tegnieke probeer. O Vader, gee ook vir ons daardie berusting dat daar 'n dag sal kom waarop ons nie weer
tydelik gesond sal word nie, maar ewig gesond sal word. En daar waar ons dan is, dat daar geen siekte en pyn en hartseer en eensaamheid meer sal wees nie. O Vader, seën ons in hierdie dag. Maak ons oë oop vir die wêreld rondom ons en vir mense se nood. En as ons vasgevang is in 'n klein wêreltjie, tussen 4 mure, as ons nie meer kan rondry en gaan kuier nie, o Vader, dat ons ook daar sal vrede vind, en dat U ons metgesel sal wees. Vergewe dan so ons sondes, en neem alles weg wat skeiding maak tussen ons en U. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Liewe broer en suster in die Here, so 'n paar weke terug, op Facebook was daar 'n gesprek oor die noodsaak van ouderlinge toesig by 'n erediens, waar die seën van die Here uitgespreek word. Tydens die debat is die gedagte geopper dat dit moet toegelaat word, want gelowiges het 'n behoefte daaraan. En daarop is daar dan met die volgende woorde gereageer: dit gaan in ons aanbidding van God nie oor die mens se behoefte nie. Dit maak nie saak wat ons behoefte is nie, maar oor wat God wil. Dit wat hy aan ons voorgeskryf het. Dis 'n baie bekende standpunt, dat die mens se behoefte irrelevant is. Maar tot watter mate is dit waar? Dit is inderdaad 'n baie edel bedoeling om te sê dat ons nie reageer op 'n behoefte of wag vir 'n behoefte voor ons iets vir God of vir mekaar doen nie. Maar dat ons in alles aan God gehoorsaam is. In alles wat hy van ons eis of van ons verwag. Maar is dit al wat daaroor te sê is? Verloor ons nie iets, mis ons nie iets in so 'n benadering nie. Mis ons nie iets van God se bedoeling met die mens en dit waartoe hy ons vernuwe nie. Filippense 2 gee hierop lig.
vers 12. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Die Nuwe Lewende Vertaling verduidelik dit baie mooi. Dit sê, vol ontzag en eerbied vir God, moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee. Jesus Christus het ons volkome verlos, en ons het geen bydrae daartoe te maak nie. Ons het nie nodig om ons eie saligheid te gaan uitwerk nie. Maar ons gee uiting aan ons verlossing. Ons lewe die lewe van verloste mense. Ons is nie meer slawe gebind aan kettinge van sonde nie, maar ons is ook nie meer gebind deur kettinge aan God se wette nie. Ons is vry om God en ons naaste in liefde te dien, soos Galasiërs 5 ook vir ons sê. In vers 13 van die geleesde gedeelte lees ons dan, God bewerk of wek in ons twee dinge. Wanneer God so in ons gewerk het, dan is daar twee dinge wat by ons ontspring. Die eerste is die wil of die begeerte om hom te aanbid en om onsself volkome aan hom te wy. En broer en suster, dit kan nie anders nie. God is elke dag besig om deur sy blote bestaan, sy koningskap, sy sorg, om deur die pragt van die skepping ons harte te vernuwe. Weg van harte wat gedwing word om hom te dien, na harte wat hom wil dien. Hy verander ons van mense wat wil stop as ons voel ons het genoeg vir hom gedoen, na mense wat voel ek kan nooit genoeg vir hom doen nie. Sy werking in ons lewe skep by ons 'n verlange na hom, 'n groter behoefte na hom, om meer tyd met hom deur te bring. Hy verander ons na mense wat 'n behoefte aan hom het, en aan medegelowiges, en gebed, en sy teenwoordigheid. Wanneer mense wat volgens die wet wil lewe, al gaan slaap het, dan is hierdie mense wat die behoefte het, nog steeds met God besig. In die tweede plek werk God ook dade in ons. Die dade wat uiteindelik deur ons hande verrig word, en ons monde, die woorde wat ons tot ander mense rig, dit kom van God. Dit is hy wat die krag vir ons gee om dit te doen, en deur sy gees plaas hy ook 'n wag voor ons mond, om mooi dinge te kan sê. Dit is ons hande wat kan goeie werke doen, wat deur ons harte gewil is. Maar dit bly God wat dit in ons werk. Hy bly die oorsprong daarvan. En broer en suster, uit hierdie skrifgedeelte blyk dit dus dat God 'n gelowige deur die Heilige Gees laat groei tot geestelike volwassenheid. En daardie geestelike volwassenheid beteken om verantwoordelikheid te neem vir dinge wat gedoen moet word. En daarom moet ons onderskei, om terug te kom na die saak wat ek in die begin gestel het. Ons moet onderskei tussen iemand wat net met die Here of met medebroer en suster wil verkeer wanneer hulle so 'n behoefte het. Dit is inderdaad gevaarlik as jou geestelike lewe bepaal word alleen deur die behoefte wat jy het. Ek sal kerk toe gaan wanneer ek daarvoor lus is. Ek sal barmhartigheids doen wanneer ek daardie gevoel kry. Dit is inderdaad nie wat die Here van ons wil hê nie. Maar Paulus praat hier van 'n ander wyse van 'n behoefte gedrewe verhouding met God. Die wyse
of dit waarna hy verwys, wys op die behoefte van iemand wat deur die Gees van God so gegroei het in hulle verhouding met God, dat hulle 'n groter behoefte aan hom het. Gelowiges wat hulle self al hoe meer wil fokus op die wil van God en sy eer. Deurdat ons gedagtes op God rig, vul hy ons al hoe meer. Hy is ons metgesel op ons lewensreis. Op hom hoop ons. Deur hom word ons vertroos. Hy raak ons aan met sy liefde. En daarom aanbid ons hom nie meer net volgens reël en voorskrif nie. Maar hy bring 'n honger in ons siele en in ons harte om baie meer met hom te wil kommunikeer. En te wil kommunikeer op baie meer maniere. Ons kan hierdie behoefte om by God te wees, om met mekaar te verkeer as gelowiges, 'n honger en 'n verlange na God noem. En daarom ook verder, die behoefte om deel te hê aan die seën van die Here, die woord van God, die behoefte om nagmaal te vier, saam met medegelowiges, is nie maar 'n mensebehoefte nie, maar 'n behoefte wat deur God in ons gewerk word. Dis die werk van God self. Daar waar ouderlinge gaan huisbesoek doen, voor die nagmaalviering, dan vra die ouderling nie vir die lidmate of hulle die verpligting voel om nagmaal te vier nie, maar of hulle die begeerte, die behoefte daartoe het. En so groei broers en susters ook in hulle verhouding na mekaar toe. En die behoefte na saamweesgeleenthede sal groei. En terloops, broer en suster, hierdie COVID-inperking sou nou al vir u gewys het of u werklik in 'n lewende verhouding staan met God en die gemeente. Want daar waar ons van mekaar weggehou word, is daar werklik by jou 'n verlange na mekaar. Ek sluit af. Wanneer mense ons laat skuldig voel, omdat ons 'n geestelike behoefte het aan verryking, geestelike verryking, dan word ons die vrymoedigheid ontneem om ons verlange na God uit te spreek, of om inisiatief te neem met ons bedieninge. Dan hou ons op om ons geestelike instink te vertrou, en ons raak weer kinders wat van melk wil lewe. En uiteindelik, dan pleeg ons net plig. Ons doen net wat ons moet doen. In 1 Petrus 2 vers 2 lees ons, soos pasgebore kindertjie smag na melk, moet julle smag na suiwer, geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei en die saligheid verkry. Amen. Ons gaan nou ons dankgebed en ons slotgebed saam sing met die woorde van Skrifbryding 10:1. Al 4 die verse, dit is ook 'n beruiming van die Onse Vader. Daarmee dan ons dankgebed. Ons
ons ontvang nou saam die seën van die Here en nadat ek daarop amen gesê, dan sing u ook saam 3 maal daarop, u instemming daarmee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen.